Goeiedag en hartlik welkom by NG Park se digitale bediening. Ons gaan in ons Bybelstudie hierdie week en ook in die preek kyk na Romeine 5 van vers 1 tot by vers 8. Ons gaan die gedeelte saam lees en dan gaan ons 'n paar gedagtes daaroor deel en kyk wat ons daaruit kan leer, ook in die aanloop na Sondag toe. Die doel van die Bybelstudies is om 'n bietjie meer in detail en in diepte te kyk na die agtergrond van die gedeelte, so 'n bietjie na die teologiese temas, so 'n bietjie van die historiese kritisie, om vir ons net 'n dieper verstaan te gee wanneer ons dan nou kyk Sondag in die preek na die gedeelte. So kom ons lees saam Romeine 5 vers 1 tot 8. Ek lees uit die 2020 vertaling. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan, en ons beroem ons op die hoop om deel te kan hê aan die heerlikheid van God. Maar dis nie al nie. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding, en volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Nou, die gedeelte begin met dus, of omdat, of daarom, wat beteken dit word eintlik vooraf gegaan deur 'n groter argument. Nou, Romeine is spesiaal in daai opsig. Dis nie soos die evangelies wat 'n storie vertel of 'n bepaalde narratiewe lyn volg nie. Paulus is eintlik besig om 'n argument te maak, 'n tipe van 'n teses bymekaar te sit van wat dit uiteindelik beteken om 'n Christen te wees. Onthou, hy praat met mense wat in daai tyd in Rome gebly het, mense wat Jode was, wat Christene geword het, en ook heidene wat Christene geword het. So die gemeente daar het bestaan uit mense wat nie, soos ek en jy, hulle hele lewe lank Christene was nie. Hulle was Jode of hulle was Griekssprekendes, met ander woorde, wie hulle was, hulle identiteit, was aan ander dinge gekoppel voor dit. Hulle vind hulle ook in 'n tyd waar hulle Romeinse burgers is. En hierdie invloed van Rome oor hulle het ook vra oor wie ek is en hoe ek my identiteit as Christen moet verstaan. Nou, daai argument wat Paulus begin hy eintlik al van hoofstuk 1 af, hierso by vers 16, en dan word daai argument op verskillende fases uitgebou. Dit word saamgevat in hoofstuk 4, en dan kry ons dan nou half die gevolg of die verduideliking wat kom van wat beteken hierdie argument wat hy maak vir Christene vandag. Nou, as ons net so 'n bietjie, ons kan nou nie die vorige 4 hoofstukke lees nie. Jy is welkom om dit in jou eie tyd te doen. Dis goed om dit te doen. Maar vir die doeleindes van ons video vandag gaan ek net 'n opsomming gee van Paulus se argumente in die eerste 4 hoofstukke. So in hoofstuk 1 vers 16 tot 17 verkondig Paulus dat in die evangelie word die geregtigheid van God geopenbaar. So die vraag is, wat sê ons oor die geregtigheid van God? Die geregtigheid van God word in die evangelie geopenbaar. So dit is nie 'n geheim nie, dis nie iets wat ontsyfer moet word nie. Ons sien in die evangelie God se geregtigheid. Dan daarna van vers 18 van hoofstuk 1 tot by vers 20 van hoofstuk 3 ontmasker Paulus die ongeregtigheid van heidene sowel as Jode. So ons kry die 2 wêrelde, die 2 pole, die geregtigheid van God teenoor die ongeregtigheid van heidene as ook Jode. Dat almal ewe ongeregtig is voor die geregtige God. So die kontras van die geregtigheid van God en die ongeregtigheid van mense. Dan in hoofstuk 3 vers 21 tot by vers 31, dan verkondig Paulus die regverdiging deur Christus sonder die werke van die Torah.
sonder die werke van die wet. Hy op daardie stadium vir al die Jode wat Christen geword het geglo dat deur die wet te onderhou maak jou geregtig voor God. So dis iets waarna jy kon werk, is daar reëls wat jy kan volg, iets wat jy kan verdien, iets wat jy self kan bemagtig of bewerkstellig. So Paulus verduidelik nee, ons word deur Christus geregverdig voor God, nie deur die wet te volg nie. En om hierdie argument dan nou te motiveer of te beklemtoon, gaan hy dan aan in hoofstuk 4 om te bewys dat dit eintlik nog altyd so was. En hy gebruik die voorbeeld van Abraham en Dawid om te wys dat regverdiging voor God was nog altyd deur geloof en nie deur wetsonderhoud nie. Okay, en dan kom ons dan nou hier by hoofstuk 5 wat sê, so as gevolg van die feit dat God geregtig is, dat ons ongeregtig is, almal voor God, en dat Jesus Christus ons voor God regverdig gemaak het, dat ons in geloof en genade gered is deur Christus, is die gevolg daarvan 'n verandering in die verhouding wat ons met God het. En hy sê, so as gevolg hiervan, aangesien ons dan nou regverdig verklaar is voor God deur Jesus Christus, uit geloof en uit genade en nie uit verdienste nie, staan ons nou in vrede met God. Ons het vrede met God. Nou hierdie woord vrede is nie 'n gevoel, oppervlakkige gevoel van rustigheid nie. Dit is 'n verhoudingswoord. Daar's 'n nuwe definisie vir die tipe verhouding wat ons het met God. Ons staan in 'n vredeverhouding met God. Ons is weer versoen met God. Ons sien ook eintlik in wat hierna volg in die res van die hoofstuk die kontras tussen Adam en Christus, nê, waar hierdie verhouding met die mens en God was gebroken. Daar was nie vrede nie. Christus het die vrede kom maak. So deur geloof en deur genade staan ons nou in 'n versoenbare verhouding met God, 'n verhouding van vrede met God, en hoe ons dit dan nou uiteindelik vier, sal ons dan nou praat oor in die preek van Sondag, spesifiek die rol van genade. Nou, een van die meer morele vraagstukke wat hierdie gedeelte ons dan mee uitdaag is, as ons dan nou deur geloof en genade regverdig is, en nie deur godsdienstige praktyke nie, wat is dan nou die rol en die doel van godsdiens, van aanbidding, sakramente, van belydenis, van liefde? Wat is die rol daarvan as dit nie die goeders is wat ons regverdig voor God nie? As Christus ons regverdig het voor God, en met ander woorde, daar's niks wat ons kan doen om onsself te regverdig voor God nie, en in dieselfde asem niks wat ons kan doen om daai geregtigheid wat Jesus kom bewerkstellig het, teen te werk nie. Wat is dan nou die rol van godsdiens? Wat is die punt van aanbidding en sakramente en belydenis en al hierdie dinge wat ons doen, wat ons godsdiens noem? En die gereformeerde interpretasie van hierdie antwoord, want die verskillende kerktradisies verskil op die antwoord van hierdie vraag, van die rol van hierdie dinge. Maar ons gereformeerde tradisie is baie paulinies. Met ander woorde, ons praat oor die vrug van regverdigmaking, die vrug van redding, is die sakramente en die belydenis en liefde vir naaste. En dit is 'n uitlewing van hoe leef ek dan in my identiteit uit. Ek verstaan dat Christus my regverdig gemaak het voor God. Ek begryp dat ek in 'n vredeverhouding staan met God. En dan is die vraag, wat beteken dit vir my lewe? Hoe kan ek dit vier? Hoe kan ek wys dat ek dankbaar is vir hierdie redding? As ek hoef nie hierdie dinge te doen om dit te verdien nie, maar ek kan hierdie dinge doen om my verbintenis met God te vier. Dit is uiteindelik wat die nagmaal is, net. Dit is 'n viering van 'n verbintenis, 'n verbond is die woord wat ons ken. Verbond, verbintenis gebruik ons saam. Dit is 'n viering daarvan. Verder is dit ook 'n teken vir ons. So as die vrug van redding, ons praat van die vrug van redding, dan nou is om in liefde te leef. Dit is nou liefde vir God, liefde vir ons naaste, liefde vir die vreemde mense daar buite, liefde vir onsself. As dit die vrug is
van 'n versoende verhouding, 'n vredeverhouding met God, dan gee dit ook vir ons 'n aanduiding van waar ons staan in daardie verbintenis. As jy byvoorbeeld agterkom maar jy sukkel met liefde. Jy sukkel om lief te wees vir God, jy sukkel om lief te wees vir jouself of vir jou naaste. En net so by the way, as jy sukkel om lief te wees vir God, gaan jy sukkel om lief te wees vir jou naaste. Jy gaan sukkel om lief te wees vir jouself. Dit is 'n teken vir ons om te sê, maar ons het nodig om hierdie liefdesdaad van Christus te kom aanvaar. So, dit is nie iets wat ons kan verdien nie, maar dit is iets wat ons moet doelbewus besluit of ons dit vir onsself aanvaar of nie. En of ons dan nou leef daaruit en of ons nog steeds leef vanuit die eise van die wêreld. Meer daaroor in die preek, dan bietjie later. Julle is natuurlik welkom om die preek te kyk op ons YouTube kanaal, of om die diens te kom bywoon, waar ons juis in ons liturgie ons geloof vier. So ons vier hierdie verhouding met God en hierdie vredeverbintenis en ons vier dit liggaamlik deur liedere te sing, deur saam te deel in mekaar se lief en leed. Want sien, liefde is nie iets wat mense in isolasie kan uitleef nie, nê. So as jy kan, kom woon ons erediens by. Dit sal lekker wees om julle daarso te sien. As ons dan nou so 'n bietjie verder kyk na hierdie vrede met God, en hierdie twee pole, God wat dit gee en ons wat dit moet aanvaar, is hierdie twee pole geweldig belangrik. En wanneer ons uitgevoel uit is met hierdie tweede een, is dit gewoonlik die tekens daarvan wat sigbaar word aan 'n gebrek aan liefde. En om ons daarmee te help, en ons gaan ook afsluit hiermee met ons Bybelstudie, gaan ons kyk na 2 Korintiërs 5. En in hierdie gedeelte verduidelik Paulus baie mooi die verandering in ons verhouding met God deur Jesus Christus, wat ons sien in geloof en in genade, en dan ook ons wat daardie versoening moet aanvaar. So luister na 2 Korintiërs 5 vers 17 en 18. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van die versoening gegee het. So hierdie gedeelte verduidelik die kant van God se kant af, dat dit van sy kant af kom, hierdie vredemakingsverhouding, hierdie inisiatief van onvoorwaardelike liefde, waaruit hy almal, ongeag van hulle status, uiteindelik gered het. En dan, hoor nou wat in hierdie brief staan, vers 20 tot 21, luister na die aansporing, waar tot Paulus dan nou die mense aanspoor hierso in die gemeente in Korinthe. Vers 20 sê, ons tree dan op as gesandte terwille van Christus, asof God self deur ons beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom met God terwille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Laat julle met God versoen. En ek dink daarin help ons godsdiens vir ons. So, om dan nou die vraag te antwoord oor die doel van godsdiens, is hierdie om ons met God laat versoen te word. Met ander woorde, ek wat daardie versoening aanvaar en toelaat dat dit my nuut maak, my Christelike identiteit definieer in hoe ek leef na buite toe. Hoe wys ek, hoe neem ek deel uiteindelik aan daardie aanvaarding? En ons doen dit deur aanbidding. Ons doen dit deur belydenis van skuld. Ons doen dit deur belydenis van geloof. En ons doen dit deur aanvaarding van daardie genade. En ons gaan praat in die preek oor hoekom ons so sukkel om genade te aanvaar. En hoe belangrik dit is vir hierdie versoening om plaas te vind, om bewerkstellig te word. En wanneer ons dit doen deur hierdie geskenk van godsdiens wat geloof moontlik maak. Baie belangrik, geloof maak godsdiens moontlik.
Godsdiens is nie 'n middel tot geloof nie. Godsdiens is 'n viering van geloof wat reeds gegee word. So wanneer ons dan besig is om God te aanbid, wanneer ons tyd maak om bewus te word van sy teenwoordigheid in ons alledaagse lewe, dan aanvaar ons en ons laat onsself met God versoen word, sodat ons in hierdie vredeverhouding kan staan. En hierdie vredeverhouding maak van ons nuwe mense. Dit is die sleutel tot 'n nuwe lewe, 'n lewe van oorvloed en 'n lewe van vrede. Mag jy 'n geseënde week verder hê. Ons hoop om jou te sien Sondag by die erediens. Andersins skakel gerus in by ons YouTube kanaal en baie dankie dat jy deelneem en luister. Mooi dag verder. Totsiens.